Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. En terwyl ek dit sê, kry ek hoendervleis. Want die Here het waarlik opgestaan. Ons was Vrydag, was ons daar by die kruis. Ons was daar by die bakkie wat sy venster gebreek was en ons het gevra, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Nie dat 'n venster eintlik enigiets opweeg teen iemand wat siek is of in finansiële probleme sit of 'n uitdaging het met hulle geestesgesondheid nie. Maar ons het daar by Psalm 22 gelees en dit was 'n voorspelling van Dawid 1000 jaar voor Jesus aan die kruis gesterf het. 'n voorspelling, 'n profesie van Jesus se kruisiging, dat hy kom sterf het aan 'n kruis. En dan ons so 'n bietjie ervaar van die seer en die swaar en dit waardeur Jesus moes gaan om op die ouend uit te roep, my God, waarom het U my verlaat? Ons het gesê dat Jesus het altyd gepraat van sy Vader, of hy het met sy Pa gepraat en sê, Vader, en aan die kruis het hy gevoel asof hy alleen is, hy was alleen, selfs God was vir hom missing in action. En hy moes dit doen. Hy moes aan die kruis gaan hang, sodat ons nie self aan die kruis hoef te hang nie. God sal nooit weer sy rug draai nie. We will never see God's head again, the back of his head, want hy sal nooit weer sy rug op ons draai nie, as gevolg van die kruis. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan en ons vier dit vandag. Ons vier dit met François en met Lindy wat vir ons so 'n stukkie gaan wys van die realiteit van hulle lewe, van sukkel om gewoon te raak aan die struggles en te sukkel om die kruis, die opgestaande Jesus in hulle lewens of in sy lewe van François in te kry. Kom sit terug en ons kom luister en ons kom kyk na wat dit beteken dat Jesus vir ons opgestaan het uit die doodheid. Onse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag kan sê, Jesus het opgestaan. Hy het werklik opgestaan. Hoe sê mens dankie vir 'n almagtige God wat sy seun gestuur het om in ons plek, vir ons, nie vir sy sonde nie, vir ons sondes te kom sterf. Soos die Engelsman sê, it's mind-blowing. Vader, dankie dat ons vandag Jesus se opstanding kan vier. Dankie, o magtige God, dat U vir hom daar uit die doderyk kom haal het, en dat die graf, se steen wat voor die graf was, weggerol is, en dat Jesus uit die dood opgestaan het. Dankie vir Sondag. Ons weet wat Sondag gebeur het, en daarom eer ons U. Here, ek vra dat U die bedienaars van die woord, ons drie, en ons almal, se sonde sal vergewe. Amen.
Toe sê die engel vir die vroue: Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. In die nuus gelees deur Johan Rademan. In die hooftrekke vandag, miljoene Christene reg oor die wêreld vier vandag die opstanding van Jesus Christus. Nog 'n kind aan die Weskus ontvoer, nuwe Trump-verwikkelinge dwing Suid-Afrikaanse leiers om te herbesin, en 'n geel vlak 4 waarskuwing vir stormsterk winde in die Wes-Kaap. Die dag van oorwinning. Die dag waarop ek moet juig. Dis tog wat van my verwag word. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Ek wil saam met miljoene Christene oor die wêreld juig. Hy het opgestaan. Ek wil my arms in die lug opgooi en saam sing, hy leef. Maar ek voel dit nie. François, dit is so gevaarlik om op jou gevoelens staat te maak. Jou aanhoudende inmengery is gevaarlik. Jy is net nog een van hierdie klomp kopstemmetjies wat vir my nog skuldiger laat voel. Jammer, maar wat keer jou dan om nie so met ander gelowiges die opstanding te vier nie? Kruisig die Here elke dag, nie met spykers aan 'n kruis nie, maar met my woorde, my dade, my keuses. Ek het hom vandag weer gekruisig, soos gister en eergister, weer en weer, nie met spykers nie, maar my gedagtes, my dade, my keuses. Ek weet wat reg is, maar ek kies elke keer die maklikste uitweg. Dis makliker? Nee. Dit is nie so moeilik om die regte keuses te maak wanneer jy reeds weet wat die regte opsie is nie. As jy en die ander kopstemmetjies vir my laat glo ek weet nie wat ek doen nie, dan sit ek met die skuldgevoelens en eintlik worry jy meer. Jy doen dit net. Hoekom volg jy dan elke keer jou kop? Hou op. Hou op aan my karring. François, ek en jy het al baie oor gepraat. Ek weet. Maar jou positiewe ingesteldheid verander niks, wanneer ek elke dag moet sukkel nie. Al die vrae, is ek genoeg? Hoe ver strek die Here se genade vir my? En dit maak my bang. Gelowiges het nie nodig om bang te wees nie. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. François, God se goedheid en genade is vir ons genoeg. Dink jy ek weet dit nie? To let go and let God. Dis moeilik. Ek weet wat die waarheid is, maar ek bly beur in die verkeerde rigting. Wanneer dit goed gaan, is dit prys die Here, en net die volgende oomblik wil ek weet, hoekom antwoord die Here nie my gebede nie? Dan leef ek asof God nooit uit die dood opgestaan het nie. Christus het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Onthou, dit is die waarheid, dis hoekom ek en jy voluit kan lewe. Ek kan nie. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. François, hoor jy? Your love strong, you belong, want jy behoort aan God nes jy is. Jy sta hard op jouself, jy moet net... Ek moet wat? Ek moet onthou dat ek elke dag die spykers net 'n entjie dieper inkap, wanneer ek stil bly oor my geloof, omdat ek bang is vir ander mense se oordeel. Wanneer ek elke Sondag in die kerk aanbid, maar vir die res van die week lewe ek asof God dood is. Wanneer ek ander oordeel, maar ek ignoreer net my eie foute. Wanneer ek geld en status bo God plaas, wanneer ek ure op my selfoon spandeer en dan voorgee ek het nie tyd om te bid nie. Wanneer ek sukkel om ander te vergewe, al vergewe hy my elke dag. En wanneer ek bid, net as ek iets nodig het. Ons hoef nie in ons verlede vasgevang te bly nie. Ons weet God se genade is vir ons genoeg. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is waar ons redding lê, in die opgestaande Jesus. Die vraag is net, glo jy, François? Glo jy dit? When the going gets tough. Het is nie maklik nie, maar dis juis dan wanneer jou gemeenskap van gelowiges vir mekaar moet bid. Ek kan nie bid of Bybel lees as my probleme elke dag nog kleintjies kry nie. Ek gee moed op. Geen antwoorde op trane, gebede en frustrasies nie. Bid jy intentioneel? 24 uur van elke dag kerm en smeek ek by die Here oor die goed wat my geluk, my vrede, my lewe, my alles steel. Elke dag. En die Here? Stil. Hy maak nie eers 'n piepgeluid nie. Net sy ewige stilte wat oorverdowend in my ore skree. En waar is God dan? Waar is die liefdevolle Jesus wat kamstig vir my ook aan die kruis gesterf het? Ja. I thought as much. François, wanneer ek en jy God se antwoorde wil hoor, moet ons juis stil bly. Luister. Elke oomblik is 'n uitnodiging daar. Hy sê vir ons, kom my kind. Jesus gee sy liefde en omgee vir ons, ongeag. Die afwas van ons sondes. 'n weerspieëling van Jesus se opregte liefde vir ons. 'n suiweringsproses, 'n aanmoediging om ons naaste lief te hê. Dis tog die grootste gebod. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Glo jy dit, François? Die Here het my nog nooit alleen gelos nie. Al het ek hom verloon, al het ek hom gekruisig. Hy het nog steeds vir my gesterf en vir my opgestaan. Ek kan nie my eie redding bewerkstellig nie, maar wat ek kan doen is, ek kan terugdraai en myself oorgee aan sy liefde en genade vir my. Weer.
Here, ek is jammer. Vergewe my twyfel. En dankie. Dankie dat U altyd net daar is. Dit les daar. Dit is volbring. So, wat nou? Jesus died for the church. The least we can do is live for it. François, lewe soos iemand wat totaal vry is, nie iemand wat vasgevang is deur hulle gedagte, besluite of sondes nie, maar as 'n kind van sy oorwinning. Opstanding Sondag. Die dag van hoop, vergifnis en oorwinning oor die vyand en die dood. Nie my oorwinning nie, maar syne. En dit is goed genoeg. Try and find me, but I've never been so sure. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly in love by a God who's good when I'm not good. I belong to the light. I belong to you. I belong to you, and that's true. And that's true. Jesus het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan ook vir François. En die opstanding gee ons weer hoop vir die lewe. Dit laat ons weer deur die lewe met sy probleme gaan en ons kry hoop en krag uit die opstanding van Jesus. Daar in jou lewe waar jy dalk sukkel, jy dalk in 'n krisis is met jou gesondheid of met jou finansies of iets wat nie lekker is in die verhoudings nie. Weet dat Jesus se opstanding ook vir jou krag kan gee. Vir jou krag gee om môreoggend weer op te staan en weer te probeer. Toe Jesus daar in die bokkamer was, het hy gesê, wanneer ons die brood breek, dan moet ons terugdink aan die kruis. Ons moet terugdink aan sy liggaam wat daar gehang het aan die kruis. Waar hy gehang het aan die spykers. En ons moet terugdink aan wat hy daar kom doen het. So wanneer ons die brood neem en dit breek, dan dink ons terug aan wat Jesus vir ons kom doen het en dit hy vir ons sondes kom betaal het, die straf van ons sondes. Lindy, die Here het vir jou gesterf aan die kruis. François ook vir jou oortredinge, jou sondes, die goed wat jy aanvang, Jesus het ook daarvoor gesterf. Neem dit en eet dit en onthou wat Jesus vir jou aan die kruis kom doen het. Jesus het gesê dat wanneer ons die wyn drink of die sap drink, dan moet ons terugdink aan sy bloed wat gevloei het. Vir my die afgelope lydenstyd, dit wat Jesus moes deurgaan, daar van die tuin, waar hy verraai is, verloon is,
deur sy disippels, daar waar hy in die howe gestaan het en die soldate hom geklap het deur die gesig, waar daar op hom gespoeg is, waar hy met swepe geslaan is, en waar hy later so pap was, dat hy nie sy eie kruis kon dra nie. Het ek net weer 'n stuk ervaar van wat hy moes deurgaan vir ons. Die bloed wat moes vloei. So wanneer ons die wyn drink, die sap drink, dan dink ons terug aan wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Jesus, dankie dat ons as kinders van U, wat op verskillende plekke in die wêreld sit, tog saam met mekaar die nagmaal kan gebruik. Dankie vir die instelling van die nagmaal, dat ons keer op keer kan terugkeer na Golgotha toe, kan terugkeer na die leë graf toe, en kan weet, dat U het gesterf en opgestaan, sodat ons nie hoef te sterf nie. Here, mag ons hierdie hoop genade wat ons ontvang, elke dag, gaan uitdeel aan die mense om ons. Mag die genade van God, die liefde van Jesus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het, en die nabyheid van die Gees, altyd by jou wees. Amen. And that's the truth. I know who I am, 'cause I know who you are, and I hold your truth inside of my heart. I know the lies are always gonna try and find me, but I've never been so sure. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. I belong to you, and that's true. And that's true.